Rigters, hoofstuk 6, hoor ons hoe dat die Here toe daai rigter van wie ek die vorige keer vertel het. Onthou jy? Dit was 'n man met die naam Gideon. Nou in Rigters 6 hoor ons hoe die Here hom roep om die Israeliete te red uit die mag van daai vyandige Midianiete wat soveel moeilikheid vir Israel veroorsaak het. Nou ons lees in Rigters 6 dat die Here vir Gideon sê, jy is sterk. Jy moet die Israeliete gaan red van die Midianiete. Ek stuur jou om dit te doen. Nou, Gideon wou eers nie. Ons lees in Rigters 6 vers 15 hoe Gideon vir die Here sê, ag asseblief Here, ek kan nie die Israeliete red nie. My familie is die kleinste in die Manasse stam en ek is die jongste seun in my pa se huisgesin. Maar dan lees ons in vers 16 hoe die Here vir Gideon sê, jy sal dit doen omdat ek by jou sal wees. Jy sal die Midianiete oorwin. Dit sal so maklik wees soos wanneer jy teen een man veg. Maar hoe Gideon was steeds onseker. Hy het nie geweet of dit regtig die Here is wat met hom praat nie. En hy vra toe vir die Here, as u goed wil wees vir my, doen dan vir my 'n wonderwerk wat wys dat u met my gepraat het. En toe stuur die Here 'n engel om die offer wat Gideon vir die Here gebring het op 'n wonderbaarlike manier te laat brand, sonder dat Gideon die offer aan die brand gesteek het. Jy kan dit gerus self gaan lees wat daar gebeur het. Jy kry dit alles in Rigters hoofstuk 6. Maar dan gaan hierdie storie verder. Gideon het toe boodskappers gestuur na 'n hele klomp van die stamme van Israel om die mense op te roep om saam met hom teen die Midianiete te gaan veg, soos wat die Here hom beveel het. Maar nog steeds het Gideon onseker gebly. Ons lees in Rigters 6 vers 36 dat Gideon vir die Here gesê het, u het gesê u wil my gebruik om die Israeliete te red. Ek sal 'n skaap se wol oopgooi op die dorsvloer. As daar net op die woldou is en die grond om die wol is droog, dan sal ek weet, u wil my gebruik om die Israeliete te red soos u gesê het. En so waar, dit gebeur toe net so. Toe Gideon die volgende oggend opstaan en die dou uit die wol uitdruk, het daar 'n skottel vol water uit die wol gekom, terwyl die grond om die wol droog gebly het. Maar nog steeds het Gideon getwyfel. Ons lees in Rigters 6 vers 39 hoe dat hy toe weer vir God sê, u moenie kwaad word vir my nie. Ek wil nog eenmal iets vra. Ek wil hier nog eenmal toets met die wol. U moet vannag die wol droog laat bly en môreoggend moet die dou op die grond rondom die wol nat wees van die dou. En so waar, weer het God dit daardie nag so laat gebeur. Hierdie keer was die wol kurkdroog en al die dou was op die grond rondom die wol. En toe skep Gideon moed. En hy kry sy manne gereed om teen die Midianiete te gaan veg. Maar toe gebeur daar weer iets eienaardigs. Die Here het vir Gideon gesê, jy het te veel manne by jou. As ek hulle laat wen teen die Midianiete, dan sal die Israeliete spog en sê hulle het hulle self gered. Daarom moet jy hulle roep en sê elkeen wat bang voel, kan teruggaan huis toe. En Gideon doen dit toe so en daar gaan 22.000 manne terug huis toe. Maar gelukkig het daar daarom nog 10.000 manne oorgebly. Maar vir die Here was ook soveel manne nog te veel. En die Here sê toe vir Gideon, laat hulle almal afgaan water toe, dan sal ek hulle daar uitsoek. Ek sal vir jou sê, wie mag saamgaan en wie nie. En daar by die water sê die Here toe vir Gideon, party manne sal water skep met hulle hande soos 'n hond water oplek met sy tong. Jy moet hulle een kant laat staan, nie by die ander manne wat kniel om water te drink nie. En daar was toe net 300 manne wat die water so met hulle hande opgeskep het. En toe sê die Here vir Gideon, ek sal julle red met hierdie 300 manne wat die water met hulle hande geskep het. Laat die ander manne teruggaan, elkeen na sy huis. Sjoe, kan jy dink,
Net 300 manne om die groot mag van die Midianiete aan te pak. Vandag nog praat ons van 'n Gideonsbende wanneer ons na 'n klein groepie verwys. En so het God toe vir Gideon 'n regte Gideonsbende uitgesoek, waardeur God hulle van die Midianiete sou verlos. Nou volgende keer vertel ek hoe God toe vir hulle daardie oorwinning gegee het.